Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met so 'n super exciting reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En is nie sommer iets wat ons uit die lug uit getrek het nie. Dis skrif en ek gaan net weer vir ons daai twee skrifte wat ons tot dusver toe het, wat ons as 'n fondasie gebruik, maar ook waartoe ons wil beweeg, waarby ons wil uitkom. En die eerste daarvan is Markus 11. En ek lees vir ons van vers 22 af waar Jesus sê, julle moet geloof in God hê. Amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. Man, hierdie is powerful. Jesus sê, wie vir hierdie berg sê. Die New King James sê, whosoever. Wie ook al hierdie geloof in sy hart het. Enige iemand. Dit kan enige iemand wees. Dit hoef nie net die pastoor of net die dominee of net die wat ons dink is die heilige mense nie. Dit kan ek of jy wees. Wie vir hierdie berg sê. Lig jouself op en gooi jou in die see. En nie in sy hart twyfel nie, maar glo. Wie glo? Wie geloof en vertrou in God het, hy kan vir sy berg sê. En dan het ons ook vir Johannes 14, waar Jesus weer aan die woord is. En dan sê hy in vers 12, amen, amen, ek sê vir julle, geliefde van Jesus, jy moet nie met my stry hieroor nie, as jy nie hiermee saamstem nie, moet jy met Jesus hieroor stry, want is hy wat sê, amen, amen, ek, Jesus Christus, die Seun van God, sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. Wie in my glo, hierso sê die New King James weer, whosoever believes in me. Wie ook al in my glo, hy sal die werke doen wat ek doen. En wat het Jesus gedoen? Blindes laat sien, dowes laat hoor, krepeles laat loop. Elke siekte en elke kwaal genees, en selfs dooies laat opstaan. En hy sê, as ons in hom glo, kan ons doen wat hy gedoen het. Mag ons daai elke oomblik van elke dag vir ons 'n doelwit maak. Here, ek wil doen wat u gedoen het, want u het my 'n mandaat gegee om te kan doen wat u gedoen het. Dis nie net iets wat ek nou skielik een oggend opgestaan het en gedink het, dit sal nou 'n great idee wees. Dit sal awesome wees om te kan doen wat Jesus gedoen het. Nee, hy het dit vir ons hier in sy woord beloof. Maar dan wil ek iets vandag vir ons leer, en ons gaan in die volgende paar episodes bietjie hierby stil staan. En is dalk iets waaroor ons nog nie gedink het nie, en dis dalk iets wat jou aanvanklik gaan afronteer. Maar as iets waaroor ons moet praat, en dis dat ek en jy hierdie vermoë om hierdie krag van hierdie woord kragteloos te maak in ons lewe. En jy kan dalk vandag vir my sê, Jacques, dis onmoontlik, ek kan nie dit wat God gesê het kragteloos maak nie. Ek wil vir jou lees uit die 53 vertaling uit in Markus 7. En hy lees so in vers 13. Jesus is aan die woord hier, so hy sê, so maak julle dan die woord van God kragteloos. Hoor weer wat hy sê. Jesus sê hierso, so maak julle dan die woord van God kragteloos. Deur julle oorlewering wat julle bewaar het. Deur oorlewering, deur tradisies, maak ons die woord van God kragteloos. Hoor net mooi, Jesus sê nie, ons maak God se woord, dat hy nie meer krag het nie, ons maak dit net kragteloos in ons lewens. Ek sê nie dat ek en jy kan maak dat hierdie woord nooit weer krag in iemand se lewe dra nie. Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy sê, maar ons kan hierdie woord
kragteloos in ons lewe maak. Ons kan maak dat hierdie woord nie die krag en die lewe en die autoriteit uitdra wat God dit voorgestuur het om uit te dra nie. En een van die maniere hoe ons dit doen in ons eie lewe is deur tradisies. Deur te sê God genees op sy tyd. Of selfs nog erger, deur te sê God genees nie almal nie. Geliefde van Jesus, daai is 'n tradisie wat ons oorgedra het. Deur die oordra van tradisies, deur die oordra van ons ervaring, deur te sê God genees nie almal nie, want my oom is dood aan kanker, of my tannie se die of se daai, of hierdie een of daai een wat ek geken het is dood aan hierdie siekte, en man, hulle het geglo en hulle was vas oortuig dat God hulle sou genees en hulle is nie genees nie. Daai is om God se woord af te bring na ons ervaring toe, na ons tradisie toe, na dit wat ons oorgedra het, na ons oorlewering. Terwyl as ek gaan na die woord toe en ek gaan na Jesus toe wat my voorbeeld is, dan sien ek Jesus het almal genees wat na hom toe gekom het in geloof. Elke liewe een. Op 'n stadium kom 10 melaatses na Jesus toe en smeek hom vir genesing en hy genees al 10. Sou dit nie die perfekte tyd gewees het vir Jesus om te sê, okay, kom ons genees hierdie 8, maar daai 2, nee, jy weet, as gevolg van hierdie of daai, en omdat God nie almal genees nie, omdat my pa nie nou elke een van julle wil genees nie, daar's iets wat julle 2 nog moet leer, dis nog nie julle tyd nie, en daai 3, hierdie en daai moet nog eers tot vervulling kom in julle lewe. Dit sou die perfekte tyd gewees het vir Jesus om dit te doen. Maar dis nie wat hy gedoen het nie. Hy genees al 10. Selfs al toe kom net 1 terug om vir hom te sê dankie en om aan God eer te bring vir sy genesing. Net 1 uit die 10 sê dankie. Het Jesus nie omgedraai en die ander 9 weer siek gemaak nie. Hulle is almal genees van melaatsheid. Ons kan amper sê dat melaatsheid was in die Bybelse tyd soos wat kanker vandag is. Dis iets waarvan mense net eenvoudig nie gesond geword het nie, en wat hulle lewe letterlik van hulle weggeteer het. Jesus genees al 10, al het net 1 gesê dankie. Ons moet in die gewoonte raak om terug te gaan woord toe en om Jesus ons voorbeeld te maak. Ek wil vir jou nog 'n voorbeeld noem wat Jesus ons gegee het, dat die woord van God nie altyd die vrug oplewer wat Jesus en wat God dit voorgestuur het om op te lewer nie. Blaai saam met my net so 'n bietjie terug na Markus 4 toe. En ons kry hier die gelykenis van die saaiër, ons ken dit baie goed, en ons gaan vorentoe bietjie meer by hierdie gelykenis stil staan en na 'n paar goedjies kyk wat Jesus ons hier wil leer. Ek gaan net vir vandag, wil ek net na vers 20 toe gaan, die heel laaste. Jesus verduidelik vir sy disippels wat hierdie gelykenis beteken. Kom ons gaan nou net na vers 14 toe. Ons ken hierdie, hy het die saaiër het saad gesaai, en dan sê Jesus hier vir hulle spesifiek, die saaiër saai die woord. Die saad waarna hierdie gelykenis verwys is die woord van God. Ons moet nie hierdie die mekaar raak met hierdie saad is geld, of hierdie saad is talente, of hierdie saad is hierdie of daai. Hierdie saad is die woord van God. En dan in vers 20, dan sê hy, en dit is hulle by wie in goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 130, 160, 100voudig. Geliefde van Jesus, die woord van God het altyd, maar altyd 100voudige potensiaal. Die potensiaal van die woord is altyd om 100voudige oes op te lewer. As ek en jy die woord van God in geloof vat,
Sal ons altyd kan doen wat Jesus gedoen het? Sal ons altyd vir ons berg kan sê, skuif en hy sal skuif? Die woord van God het altyd 100voudige potensiaal. Hoeveel oes hy op die einde gaan oplewer, hang van ons harte af. Ja, ek en jy, ons hart bepaal die oes. En dis wat Jesus deur hierdie hele gelykenis vir ons wil deel en vir ons wil wys, dat ons hart bepaal die oes. God se woord gaan nie outomaties en autokraties net die oes kom oplewer in ons lewe wat hy wil hê dit moet oplewer nie. Ek en jy het 'n deel om te doen. En nee, ons moenie werk vir dit wat ons wil hê God se woord moet doen in ons lewe nie. Ons gaan daarna kyk. Maar wat ek vandag net vir jou wil wys, is dat ek en jy het die vermoë om te keer dat God se woord oes en vrug oplewer in ons lewe. Ons het die vermoë om God se woord kragteloos te maak. Maar prys die Here, ons het ook die vermoë om ons harte reg voor te berei, sodat hierdie woord 100voudige oes in ons lewe kan oplewer. En dis wat ek wil hê waarby ons moet uitkom. Dis wat ek wil hê ons na toe moet streef, is daai 100voudige oes, daai 100voudige vrug, waar God se woord alles, maar alles in ons lewe oplewer, waarvoor hy dit gestuur het. Here Jesus, baie dankie vir die krag en die lewe in u woord. En dankie Here dat u altyd wil hê u woord moet 'n 100voudige oes in ons lewe oplewer. Help ons Here, soos wat ons deur u woord werk, dat ons by daai 100voudige oes sal uitkom. Dat u ons sal help, dat u Gees ons sal help en ons sal bystaan en ons sal wys hoe om ons harte voor te berei, sodat ons daai goeie grond kan wees, waar u saad, waar u woord 100voudige vrug kan lewer, soos wat u dit gestuur het. Ons eer die Here, u is so goed vir ons. In Jesus naam, amen. Geliefde van Jesus, jy weet, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.